Ons trek dan nou by Handelinge 2, so jy kan jou Bybel oopmaak by Handelinge 2. Ek wil sommer Handelinge 2 begin, deur net vir jou die deel aan die einde van Markus 16 te lees, of van vers 15 af. Jesus praat en hy sê vir hulle, gaan dan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word, maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. En hy wat geglo het, en vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek, waarvan ons ook nou in Handelinge gaan lees. Slange sal hulle opneem, en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle hande lê, en hulle sal gesond word. Right, so na hierdie Here dan met hulle gespreek het, is hy opgeneem in die hemel, en het gaan sit aan die regterhand van God, en dit het ons laasweek gelees, in Handelinge 1 sal jy onthou. En dan mooi genoeg, maar hulle het uitgegaan en oral gespreek en die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. So as jy werk met die Here so goed, dan werk die Here saam met jou. Dit is vir my baie mooi gewees. Goed, so ons is by Handelinge 2. Julle sal onthou, Jesus wat so op aarde, hy het 'n lang tydperk saam met op aarde gelewe, 33 jaar of wat ook al die ouderdom daar was, party sê dit was bietjie jonger. Niemand is 100% presies seker nie, maar kom ons praat maar van 33 jaar. Hy is gekruisig deur die Jode, onder die regering van die Romeine. Hy is het neergedaal ter helle, soos wat die skrif vir ons sê, so hy was 3 dae dood gewees, en op die 3de dag het hy opgestaan, en toe het hy vir 40 dae lank het hy op aarde geloop, onder hulle, saam met hulle, vir hulle nog geleer, vir hulle nog goedjies vertel, vir hulle nog alles gedoen wat hulle vir ons in die skrif opgeskryf het, en 40 dae later, en soos wat ons lees in Handelinge 1, en ook dan nou aan die einde van die evangelies, het hy opgevaar die hemel toe, en hy gaan sit aan die regterhand van God, en sy opdrag aan hulle was, dat hulle terug moet gaan Jerusalem toe. Right. So hulle is toe nou almal terug Jerusalem toe, en hulle het vol hart in gebed. Dis wat ons gelees het in Handelinge 1 vers 14, hulle het almal eendragtig volhard in gebed en smeking, saam met 'n aantal vroue, en Maria, en die moeder van Jesus, en sy broers. Alright, so dit is wat ons weet, en toe het op Pinksterfees, gaan ons nou verder van lees, dis 10 dae later, en dit was in elk geval 'n fees wat hulle gevier het, in daai tyd. So hulle het die Pasga gevier, en dan is daar nog so 2 feeste tussenin, wat ek eendag vir ons mooi kan uitlê, en dan op dag 50 het hulle Pinkster gevier. Goed, so kom ons kyk. En toe, die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid, soos van 'n geweldige rukwind. Nou jy kan jouself nou verbeel, dit is amper soos 'n gedruis, jy is nie heeltemal seker waar dit vandaan kom nie, maar dit klink soos 'n wind wat ewe skielik opkom, né? Soos 'n wind, so hy sê nie daar het 'n wind opgekom nie, hy sê dit het geklink soos 'n wind wat opkom. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het, amper soos die goddelike teenwoordigheid. Nou, toe is deur hulle tonge gesien, soos van vuur, wat hulle self verdeel het en op elkeen van hulle gaan sit het. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om te spreek. So as ons praat van hulle het gespreek in ander tale, dan kan dit dalk dadelik verwarring saai, want wat is dit nou? Dit klink vreemd, party mense, ons het al gehoor, mense praat vreemde tale. Spesifiek in hierdie gedeelte, het hulle nie hulle hemelse taal of 'n onverstaanbare taal gepraat nie. Hulle het dalk nie self verstaan wat hulle gesê het nie, maar die ander mense het hulle verstaan. Die ander mense wat uit verskillende streke uitgekom het, want hulle het toe in daai mense se tale begin praat. So ek wil gou vir jou 'n bietjie uitbrei op dit, net omdat baie mense baie keer daaroor wonder. So as jy praat, as die Heilige Gees oor jou kom, en dit is ook die woord wat hier gebruik word, weer die oorkom, so onthou ons het laasweek gesê, die Heilige Gees kan by jou wees, of hy kan in jou wees. As hy by jou is, hy is by ons almal, hy is by die hele mensdom, want hy wil graag hê dat jy jou hart vir die Here moet gee. Maar wanneer hy in jou is wanneer jy hom aanvaar, om in jou hart in te kom. En dan, maar wanneer die Heilige Gees oor jou kom, is dit wanneer jy hierdie krag kry, om dan nou byvoorbeeld onder andere in tale te kan praat. Dan kan jy in 'n hemelse taal praat, wat kommunikasie is tussen jou en God. Dit is wanneer jou gees
met God kommunikeer. Dis ook 'n taal wat die duiwel nie kan hoor nie. So dis die een voordeel daarvan, en die ander ding is, die rede vir dit is eintlik om jou eie gees te stig, maar eintlik vir God se glorie. So as daar iemand is, sê nou maar jy praat in 'n kerk of in 'n gemeente of in 'n vergadering of in 'n bymekaarkoms in tale, en dan moet daar iemand wees wat kan opstaan en wat die taal kan uitlê. En as daar nie iemand is wat kan opstaan en die taal kan uitlê nie, dan moet die praat in tale gestop word, en dan kan, want Paulus is baie streng daarop gewees dat dit moet stig. Hy sê hy praat meer as baie ander mense in tale, of meer as almal in tale, maar nie in die gemeente nie, want in die gemeente stig dit nie, want niemand kan dit hoor nie, so niemand weet wat jy sê in elk geval nie, maar dit is 'n kommunikasie tussen jou en God, dis vir God se glorie, en is om jou gees te stig, as ek dit so kan stel. Maar ek wil vir jou 'n bietjie daarvan lees. Ons lees in 1 Korintiërs 12 van dit. Okay, so wat ek vir jou net wil uitwys, is, daar praat baie van die geestelike gawes, en wat die geestelike gawes aanbetref, broeders, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. Alright, hy praat met die Korinte. Waar is die Korinte? In Korintiërs. So, hy praat nie nou op hierdie storie met die Jode nie, in Jerusalem nie, hy praat nou met die Korinte in Korintiërs. So hy sê, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees nie. Julle weet dat julle heidene was. Nou daai heidene kan Gentiles beteken, so dit kan beteken nie Jode, maar dit kan ook beteken nie goddelike mense nie. So as ons verder lees, dan sien ons, julle weet dat julle heidene was, weggevoer na die stomme afgode wat nie kan praat nie, net soos julle ook al gelei is. So dit kan wees dat hy sê, hulle was goddeloos, maar hy praat definitief nie met Jode nie, so onthou net, daar Gentile heidene kan twee betekenisse hê, dit kan beteken nie Jood, of dit kan beteken iemand wat nie vir God dien nie, vers 3, daarom maak ek julle bekend, dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus 'n vervloeking noem nie, en niemand kan sê, Jesus is Here nie, behalwe deur die Heilige Gees. En dan sê hy, daar is wel 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees. Nou wil ek gou vir jou wys in Romeine 12, praat hy spesifiek van die genadegawes, dat jy kan weet waarvan praat hy as hy praat van die genadegawes. So, Romeine 12 vers 6, en ons besit genadegawes, wat verskil tussen volgens die genade wat aan ons gegee is. Ekskuus. Dit is profesie met die maat van geloof. So dit gaan jou profet wees. Of bediening, dis jou servant, in die werk van bediening. Of wie leer, gaan jou teacher wees in die lering. Of wie vermaan, gaan jou exhorter wees in die vermaaning. Wie uitdeel, gaan jou giver wees in opregtheid. Wie 'n voorganger is, jou leier met ywer. Wie barmhartigheid bewys met barmhartigheid. So dis jou genadegawes. So ons praat baie keer van hierdie ou is 'n teacher, of hierdie ou is 'n regte profeet. So dit is eintlik, jy besit al hierdie deeltjies in jou gees, dis waaruit jy bestaan. Maar iets in jou siel gebruik God, is amper die karaktereienskap van jou wat sterker word in 'n spesifieke gebied, wat God dan in jou gebruik op aarde, om te operate. So byvoorbeeld, ek wat nou byvoorbeeld die woord vir julle leer, sal waarskynlik meer teachers se kant toe gaan. Die volgende ou wat jy sien wat die stoele rondskuif by die kerk en nooit 'n bedanking wil hê nie, jy hoef hom nie eens te vra nie, hy sit altyd daar besig om goedjies reg te skuif. Hy is byvoorbeeld waarskynlik 'n servant. En die ou wat die profeet is, sal baie profesie kan gee. Hy gaan skerp wees met skrif, altyd kan sê die Here sê so. En so is elke ou bedraad om op aarde 'n spesifieke rol te kan vervul. En dis waar die genadegawes inkom. Maar moenie dit verwar met jou Heilige Geesgawes nie, en die Heilige Geesgawes, maar ek gaan nou eers vir jou verder wys, want daar's nog gawes wat mense mee verward raak, so kom ek nou nie myself vooruit hardloop nie. Daar is wel 'n verskeidenheid van genadegawes, Romeine 12, maar dit is dieselfde Gees, en daar is 'n verskeidenheid van bedieninge. Ok, nou wat is bedieninge? Hy praat hier van die fivefold ministry. Nou ek kan hom vir jou lees in Efesiërs 4 vers 11. Kom ek gou vir jou lees. Efesiërs 4 vers 11. Alright. En hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en ander as leraars. En wat was die doel daarvoor? Om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus, totdat ons almal
kom tot die eenheid van geloof en van kennis en van seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus, sodat ons nie meer kinders sou wees, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind en lering, deur die bedrieërs van die mense, deur sluiheid en listigheid tot dwaling te bring. En dan gaan hy nog aan, maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag en alles sou opgroei in hom wat die hoof is, dit is nou Christus, naamlik Christus, uit wie die liggaam goed saamgevoeg en saam verbind deur die ondersteuning van elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate, die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing en liefde. So daar is jou fivefold ministry, dit is jou ou wat in die amp van 'n bediening staan, soos jou leraar, of jou pastoor, of jou dominee, of jou wie ook al in die bediening staan. Ek wil amper sê, wat vir 'n salaris werk in die bediening, alhoewel almal nie doen nie, maar dis jou amp om op te tree in 'n gemeente of in 'n gemeenskap as 'n spesifieke geestelike amp, as ek dit so kan stel, né? Alright, so ek vat jou nou terug na Handelinge toe, so ek het vir jou nou, ek is ongeëindig in Korintiërs, goed, so, jy weet nou van die genadegawes en dan die bedieninge lees ons in Efesiërs 4 vers 11, maar dit is tog dieselfde Here en daar is 'n verskeidenheid van werkinge en tog is dit dieselfde God wat alles en almal werk. Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Want nou praat hy hier spesifiek van jou geestelike gawes, dit is nou wanneer die Heilige Gees oor jou kom, want aan die een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee, en aan die ander 'n woord van kennis, van weer dieselfde Gees, en aan die ander weer geloof, ons het laasweek oor dit gepraat, deur dieselfde Gees, en aan die ander 'n genadegawe van gesondmaking, deur dieselfde Gees, en aan die ander 'n werking van kragte, wonderwerke, en aan die ander profesie, en aan die ander onderskeiding van geeste, en aan die ander allerhande tale, en aan die ander uitleg van tale. Maar wat is die doel van dit? Maar in al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik uitdeel, soos God wil, soos hy wil. Alright, so dit is vir God se werk. So hy sal byvoorbeeld, as jy hierso vir iemand moet gaan bid, jy sien dalk die kansie, dan gee hy dalk vir jou 'n ekstra porsie van geloof, sodat jy die guts het, as ek dit nou so kan stel, om te kan bid, en jy kan dan dalk 'n wonderwerk doen, want God het nou nodig dat 'n gelowige in geloof optree en bid vir hierdie ou, sodat 'n wonderwerk kan gebeur. So dit is baie belangrik, veral in die liggaam van Christus, dat die genadegawes goed werk, en maar ek sien daar's verwarring, want baie keer dink 'n ou, hy het die gawe van genesing of die gawe van wonderwerke, en eintlik gebruik die Heilige Gees hierdie goed om iets te doen vir God se prentjie. So die Heilige Gees kom oor jou en jy kry 'n spesifieke doel om te verrig vir wat God jou nou voor nodig het. Right. So, dan kan ons teruggaan na Handelinge 2 toe. So jy verstaan nou baie mooi van die tale waarna hulle gepraat het. Hulle het in hierdie geval, jy kan op twee maniere in tale praat. Jy kan of in jou geestaal praat, of met God self praat, en dit gaan 'n taal wees wat nie eers jy verstaan nie, en dit gaan ook baie vreemd klink vir die mense. En dan is dit waar jy met God kommunikeer, jou gees kommunikeer met God. Die skrif sê, God is gees, en ons aanbid hom in gees. So dit is wanneer jy dan met God kommunikeer. En dan, maar in hierdie geval het hulle ander tale begin praat, en die ander mense het hulle gehoor, en ek gaan dit nou vir jou lees. Hulle het nie gehoor wat hulle self sê nie, maar die ander mense kon gehoor het wat hulle gesê het. Vers 5, en daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne, uit elke nasie onder die hemel, en toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom, en was in war, want elkeen het gehoor, hoe hulle in sy eie taal praat, en hulle was almal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar, is almal wat daar spreek dan nie Galileërs nie? En hoe hoor ons hulle? Elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is? Alright? So dan noem hy 15 nasies.
Pathers en Meders en Elamite en die inwoners van Mesopotamië, Judea, Kappadosie, Pontus en Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte en die streke van Libië by Sirene en Romeine wat vroeër vertoef, Jode wat hier vertoef, Jode en Joodgenote, Kretense en Arabiere, ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek. So wat het hulle gepraat? Oor die groot dade van God. Okay. So die Heilige Gees het oor hulle gekom en hulle het skielik in ander tale begin praat en wat was die doel daarvan? Hulle het bevestig hoe groot God is. Hulle het gepraat van die groot dade van God. So dis hoe God dit gebruik. So God gebruik dit nie om jou te laat cool lyk of vir jou om nou te kan sê, okay, ek is heilig genoeg want ek kan in taal praat nie. Hierdie is spesifiek vir God se doel. Okay. En hulle was almal verbaas en radeloos en het gesê die een vir die ander, wat kan dit tog wees? Hulle was nie seker nie. Maar ander het gespot en gesê, hulle is vol soetwyn. En toe staan Petrus op. Nou julle weet, Petrus het vroeër ook gepraat, en Petrus is 'n ou wat ons nou al gesien het, baie van die Bybel lees, want hy bly vreeslik aanhaal uit die Bybel uit. So ek gaan vir jou die skrifte gee wanneer hy aanhaal, wanneer ek dit opmerk. Goed, Petrus het opgestaan met die 11 en sy stem verhef. So toe spreek hy nou die skare aan, ne? En hy sê, Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, want hy praat nie nou net met Jode nie, daar was nou klomp ander mense ook. Dit moet julle weet en luister na my woorde. Hierdie mense is tog nie dronk nie, soos julle dink nie, want dit is nog maar die 3de uur in die môre. So dit is toe nou maar 9 uur in die oggend, né? Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is. So ek gaan nie vir jou Joël lees nie, want dit is presies dieselfde wat in Joël staan en wat hier staan. Ek gaan vir jou maar dit kom uit Joël 2 vers 28 tot 32 as jy wil gaan double check. En in die laaste dae spreek die Here, sal ek my gees uitstort op alle vlees. Upon, oor, dis die woordjie wat daar, die Heilige Gees kom oor die mense. Dis wat daar staan, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom, en ook op my diensknegte, manlik, en diensmaagde, vroulik, en dit wys nou maar net dat, dis nie haai populaais nie, onthou in daai tyd het, ek wil amper sê, die diensknegte gehoor en nie gesien nie, so dit, en die ryker mense, kon tempel toe gaan het, en hulle was heiliger en so aan, maar hy sê spesifiek, baas en klaas, man en vrou oor almal, ne? En ook oor my diensknegte en diensmaagde sal ek in die dae, en hy praat baie keer van the day of the Lord, ons het al hieroor gepraat, sal ek in die dae, dis die eindtyd dae, van my gees uitstort en hulle sal profeteer. Goed, so wanneer is die eindtyd dae? Hulle praat van die laaste dae, eintlik al vandat die kerkera begin het. So van daai tyd af, van die kerkera, vandat hulle in Handelinge die kerk gestig het, praat hulle van die eindtyd. Nou het hierdie al gebeur? Ja, ons kan profeteer, ons kan drome droom, die evangelie is vir almal, vir baas en vir klaas, vir man en vir vrou, ons weet dit, né? Maar dan kom die volgende stuk in vers 19, en ek sal wonders gee bo in die hemel en tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookdamp. Nou dit is meer openbaring, ons weet dat dit nog nie gebeur het nie, so hy praat nou weer van openbaring tyd, dit is nou net voor die groot verdrukking, of in die groot verdrukking, daai tyd se daarna, wat ons van in openbaring lees. Die son sal verander in duisternis, en die maan in bloed, voordat die groot en deurligtige dag van die Here kom, en elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Ons moet nie oor daai vers lees nie, hoor, dis mooi, en elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. As jy nie gered voel nie, roep die naam van die Here aan, dis hoe mens gered word. Here, ek kies U. Here, ek ken U storie, Here, ek weet wat U vir my gedoen het aan die kruis. Dankie, Here, ek kies nou dat U my koning word. Kom woon in my hart, vergewe my sondes, dankie vir wat U vir my gedoen het. So, as jy die naam van die Here aanroep, dan kan jy gered word. En dan gaan hy aan, dan sê hy, Israeliete, luister na hierdie woorde, Jesus, die Nasarener, en ons lees in Matteus 2 vers 23, wat hulle sê, die Messias sal in Nasaret groot word, né? 'n man deur God vir jou aangewys met kragte en wonders en tekens, wat God
deur hom onder julle gedoen het, soos julle ook self weet. Okay, so julle moet onthou, ek het vir julle gesê, Jesaja 35, het hulle al gesê, wanneer die Messias kom, gaan hy wonders doen. So hy sê nou vir hulle, luister, hierdie ou van Nasaret, het hierdie tekens gedoen waarvan Jesaja gepraat het. Hy het wondertekens gedoen, julle is getuies, julle het dit allemaal met julle eie oë gesien. Vers 23, dis nou Jesus, wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is. Was dit in God se beplanning? Baie beslis. God het geweet wat daar gaan gebeur. So dit het hom nie verras toe hulle Jesus gekruisig het nie. Dit het veel eerder die duiwel verras, dat hy weer opgestaan het. Dit was die duiwel se plan, maar God het geweet wat daar gaan gebeur. So dit was reg definitief nie vir hom 'n verrassing nie, dit was deel van sy beplanning. Oorgelewer is, het julle deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring. Hom het God opgewek, nadat hy die smarte van die dood ontbind het, omdat dit onmoontlik was dat hy daardeur vasgehou sou word, dat Jesus daardeur vasgehou sou word. En nou begin hy Dawid se psalms aanhaal, Psalm 16 vers 8 tot 11, en dit is ook presies letterlik, vers 8, want Dawid het sê vir hom, ek het die Here altyd deur voor my gesien, en daai my moet 'n klein letter wees, want Dawid sê, ek het die Here altyd deur voor myself gesien, want hy is aan my regterhand, en dat ek nie wankel nie. So dis 'n vertalingsfout daaroor, ek sien is in baie mense se Bybelse vertaling, maar kyk net mooi, daai my moet 'n klein letter wees, en die ek moet ook 'n klein letter wees, want Dawid praat hier van homself, en ons kan nie dit hoofletters maak nie, want dan wil ons insinueer dat hy 'n God was, en onthou as die koning, en die lyn waaruit Jesus gekom het, wil ons seker maak dat almal besef, dat Dawid nie enige mag of krag of goddelikheid gehad het nie, so kyk hom net mooi, ek het die Here altyd deur voor my, en jy kan hom gaan check in Psalm staan hy reg, gesien, want hy, wat God is aan my regterhand, dat ek, wat Dawid is, nie sou wankel nie. Daarom is my hart bly en my tong juig, dis vers 9, ja, ook sal my vlees nog rus in hoop. Vers 10, want U sal my siel nie aan die doderyk oorlaat, of U heilige met 'n hoofletter oorgee om verderwing te sien nie. Okay, so hy praat van Jesus hierso. Hy profeteer, hy het geprofeteer na Jesus, wat nie in die doderyk sal bly nie, maar wat sal opstaan. U het my met 'n klein letter die weë van die lewe bekend gemaak. U het my vervul met die vreugde by U aangesig. U het my, Dawid, vervul met die vreugde by U aangesig. Vers 29, broeders, ek kan vryuit met julle spreek oor die aartsvader Dawid, dat hy gesterf het, en ook begrawe is, en sy graf is by ons tot vandag toe. Omdat hy dan 'n profeet was, en geweet het dat God vir hom met 'n eed gesweer het, dat hy uit die vrug van sy lendene, so uit Dawid se bloedlyn uit, wat die vlees betref, die Christus sou verwek, om op sy troon te sit. Ek gaan vir jou sê, waar staan dit? Ek sien nie nou so gou nie. Het hy, omdat hy dit vooruit gesien het, gespreek van die opstanding van Christus, dat sy siel nie in die doderyk verlaat is, en sy vlees ook nie verderwing sal sien nie. So hy het geprofeteer in die Psalm al, dat Jesus uit die graf uit sal opstaan. Hierdie Jesus het God opgewek. Die rede hoekom hy so met hulle praat, is omdat hulle het nogal in die Ou Testamentiese skrifte geglo. So hy wys nou vir hulle baie mooi uit. Wat Dawid daar gesê het klaar vooruit gewys na Jesus toe. Jesus het wondertekens gedoen. Hy het nou uit die dood uit opgestaan. Hy is die Messias, hy is God se seun, hy is die een waarvoor julle gewag het. Nou, hierdie Jesus het God opgewek, waarvan julle almal nou getuies is, want hulle het dit gesien. Nadat hy dan deur die regterhand van God verhoog is, en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het hy dit uitgestort, wat julle nou hier sien en hoor. So dis die vraag wat hy nog laas probeer antwoord, is wat gaan hier aan? Want die mense het gesê, en daai klomp mense, hulle kon nie verstaan nie, hulle was almal verbaas en radeloos, en sê die een vir die ander, wat is dit tog?
is dit dalk wyn? En toe het Petrus hulle nou geantwoord, en hier is sy antwoord, dit is wat julle nou sien en hoor. En dan vers 34, want Dawid, en hierdie is Psalm 110, het nie in die hemele opgevaar nie, maar hy self sê, Psalm 110, die Here het gespreek tot my Here. Die Here, hier gee hulle vir Jesus die titel van Here, soos wat in die Ou Testament gebruik is. Die Here, met ander woorde God, die God van die Ou Testament waarvan hulle eintlik geleer het gespreek tot my Here. Sit aan my regterhand. So God het vir Jesus gesê, sit aan my regterhand, en dit is die Here wat met die Here gepraat het, die God drie eenheid, nou, totdat ek u vyand gemaak het, 'n voetsbank van u voete. Vers 36, laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet, dat God hom Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus, wat julle gekruisig het. En julle sal onthou hier in die einde van die profete, Maleagi, wat was haar laaste 3 profete, dan wanneer hulle besef, dan sê hulle wanneer hulle gaan besef, dat hulle die Messias gekruisig het, hoe hulle gaan ween, hoe verskriklik hartseer gaan hulle wees, wanneer hulle dit besef. Goed, dan op vers 37, die eerste bekeerdes, toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref, en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? So dit is 'n baie mooi ding, as jy nou op 'n stadium van jou lewe kom en jy besef, maar ek is nie in lyn nie, dan is die vraag nie, ja maar, en met 'n klomp argumente nie, die vraag is, wat doen ek nou? Ek besef nou, ek is in sonde, ek besef nou, ek is nie in lyn met die skrif nie, ek besef nou dalk, ek het verkeerde doktrines aangehang, of wat ook al, dan is daar nie 'n storie van ons regverdigmaking hier en daar, of hierdie argument of daar argument nie. Die vraag is, wat moet ek nou doen? En dan is die antwoord, en Petrus sê vir hulle, bekeer julle, met ander woorde, draai weg, repent, draai terug na God, roep hom aan, en laat elkeen van julle gedoop word, in die naam van Jesus Christus, tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. En want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep. Right? So wie gaan dit kry? Die wat die Here onse God na hom toe roep. Wat moet jy doen wanneer jy dit nou besef? Repent, draai om, draai terug, tot vergewing van sondes, so met ander woorde, Here, ek besef nou, ek is jammer, vergewe asseblief my sondes, en dan sal die gawes van die Heilige Gees volg, en ek wil nie die doop net wegpraat nie, want die doop is ook hier tussen, en hoekom doop ons? Ons doop as 'n publieke bevestiging van wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. So wanneer jy onder die water ingaan, dan sê hulle, jy word begrawe, jou ou mens, jou ou natuur word begrawe, saam met Jesus in die graf, en dan staan jy op 'n new creation, en dit is baie, baie powerful, want dan word jou hele ou mens, jou hele sondige natuur, saam met Jesus begrawe, en gaan jy hemel toe gaan, as jy nie gedoop is nie? Ek dink die vraag is eerder, hoekom wil jy nie doop nie? Want ek dink nie, jy sal nie hemel toe gaan, as jy nie doop nie, want die ou wat aan die kruis langs Jesus gehang het, is nooit gedoop nie, hy is hemel toe, dit weet ons vir 'n feit, want die skrif sê dit vir ons, maar ek byvoorbeeld sal nie 'n kans vat met dit nie, en dit is uitgehoorsaamheid uit, dink ek, kan jy maar net 'n bietjie doop ondersoek, en ons sal nog later weer 'n keer 'n bietjie lekker daaroor gesels ook. Goed, so vers 29, maar wat ek net vir jou wil sê, in vers 29, en julle kinders, so julle sal gered word, en julle kinders, ons praat nou van die toekomstige geslagte, so jou toekoms, en almal wat ver is, so dis nie net vir die Jode nie, dis nie net vir Jerusalem nie, dis nie net vir God se uitverkore volk nie, want ons, as die nie-Jode, word nou in hierdie equation ingesluit, ons word nou deel van hierdie, en ons gaan dit nog baie in Handelinge sien, hy praat van almal hierso. Vers 40, en met baie ander woorde, het hy hulle besweer en vermaan, en gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. So dit was 'n baie goeie preek, en hy het hom hier neergeskryf, en ons kan hom lees, en ons weet wat om te doen, maar hy het vir hulle nog 'n klomp ander dinge gesê. Waarskynlik, dit wat julle daar doen is verkeerd. Repent, kom terug na God toe, vra om julle te vergewe, hanteer hierdie, doen dit, doen sis, doen so, gaan terug, jy was ongeskik met jou ouers, jy het nie 'n verhouding met jou ouers nie, die skrif sê, eer jou vader en jou moeder, jy besef dit nou,
Here, ek is jammer, ek besef nou, ek het hulle nooit geëer en gerespekteer nie. Ek het dit wel eens te waar gedoen, want hulle was onregverdig, of hulle het my mishandel, wat ook al die geval mag wees, maar ek besef nou, u sê, eer jou vader en jou moeder, en ek moet doen wat u sê, vergewe my asseblief daarvoor. En jy weet so hy het nog baie ander goedjies vir hulle gesê, hulle het 'n lang gesprek gehad oor wat om te doen en wat om nie te doen nie. En ek wil vir jou sê, daai wat jy bekeer, so jy laat nou die Gees toe om in jou te kom woon, jy kies nou vir God, jy kom tot bekering, wat baie belangrik is 'n baie belangrike ding, en dan wat uit dit uit voortspruit, noem ons heiligmaking, of in Engels sanctification, en dit gaan wees, om elke keer wanneer die Heilige Gees jou aan iets herinner, om dit maar net dadelik te hanteer. So vergifnis, onthou jy kan nie vir mense kwaad wees nie, jy moet vergewe, dit is skriftuurlik, jy kan nie vergewe nie, daar's ernstige konsekwensies as jy die dag besluit jy vergewe sis of so nie, want hy het my te nagekom, of hy dit of dat gedoen, dan wil ek jou herinner aan hoeveel keer jy eintlik vir God te nagekom het, en hy het al vir jou aan die kruis gesterf, nog voordat jy teruggekeer het na hom toe, of hom aangeroep het. Dis 'n baie, baie, baie belangrike ding om te vergewe, moet dit nooit vergeet nie. As jy sukkel om te vergewe, is dit 'n goeie punt om iemand te gaan sien om jou te help, daarmee jy mag nie kwaad wees vir iemand nie. Dit kan allerhande gevolge hê. Dis nie vir jou great nie, en jy kan even daai ou vir wie jy kwaad is in 'n bondage hou, wat nie great is nie. Ekskuus. Wil ek nou lees. Alright, so, dan gaan ons aan. Vers 41. Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop, en daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. So, dit kan jou herinner aan die 3000 siele wat verlore is, toe Moses met die wet van die berg af gekom het in die woestyn, toe die volk nie geweet het of hy gaan terugkom nie, en die hom wel gewag het verder nie, toe begin hulle moet smelt, hulle moes al hulle goud bymekaar, en hulle maak 'n goue kalf, en hulle begin om die goue kalf dans en so aan, en toe was God baie kwaad geweest, en toe is 3000 mense daai dag dood, wat God nie gekies het nie. So, as ons nou net 'n bietjie vleis om dit wil sit, kan ons sekerlik sê, die wet maak dood, en die Heilige Gees bring lewe, want hier het 3000 mense weer teruggekom, en ek dink ons kan dit so deurtrek, want ek dink nie die Bybel maak ooit 'n baie spesifieke vergelyk met dit nie, maar dit is nie baie toevallig dat dit weer eens 3000 is nie. So die dag toe hulle die wet gekry het, is 3000 mense dood, want dit is eintlik onmoontlik vir 'n mens om by die wet te bly, by al die wette te bly. En God het dit besef, en dit is hoekom hy hierdie plan in werking gesit het. En hoe met die uitstorting van die Heilige Gees en met bekering, het 3000 mense, is hulle toegevoeg tot kinders van God. En hulle het volhard in die leer, en dis wat die kerk moet doen, hulle het volhard in die leer van die apostels, so dis wat ons in die Bybel lees, en in die gemeenskap, en in die in die breking van die brood, so die nagmaal, en in gebede, dit is wat hulle gedoen het. En vrees het op elkeen gekom, so hulle was nie bang, hulle het nie die gees van vrees gekry, en wat dit is ook 'n krisis, jy wil nie die gees van vrees hê nie, maar die heilige goddelike vrees het oor hulle gekom, liefde vir God, Die vrees het op elkeen gekom, en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. En almal wat gelowig geword het, was by mekaar, en het alles gemeenskaplik besit. En hulle eiendom en besittings het hulle verkoop, en die opbrengs onder almal verdeel, volgens wat elkeen nodig gehad het, so volgens elkeen se behoefte. So, ek dink nie ons kan dit deurtrek en sê, ja, maar dit is hoe die gemeenskap van Christus moet funksioneer, ons moet nou almal alles verkoop, dit is nie wat hy daar sê nie, wat hy daar sê is veel eerder, dat daar 'n behoefte was, so maybe, most probably, het hulle op daai stadium, het van die mense wat dalk moes teruggaan, want hulle was daar vir die Pinksterfees, het hulle dalk besluit om langer te bly, en daar was 'n behoefte onder die ouens, wat dit kan wees dat van hulle vervolg is, want hulle was ook nie aan die regterkant van die gereg op daai stadium gewees, hulle was, Jesus wat hierdie hele geloof nou net gestig het, is dan nou net gekruisig. Verstaan jy, so daar kon gewees het dat mense dalk iewers 'n bietjie vervolg is, maar wat ook al die behoefte was, het die gelowiges aan voldoen. En dit is wat ons het ook as gemeenskap moet doen, 'n gemeente en gemeenskap moet doen, is ons moet maar uitkyk vir mekaar, en probeer om mekaar se hande sterk te maak. Vers 46, en die dag
en dag vir dag het hulle eendragtig volhard en in die tempel en waar hulle tempel toe gegaan, dit was mos nou maar die tempel in Jerusalem, so hulle tempel toe gegaan, wat vir hulle soos 'n kerk was, maar dis interessant genoeg, want hulle was Jode, baie van hulle, maar hoe het hulle dan nou aanbid? Het hulle dan nou vir Jesus in die tempel ingebring, maar hulle het nog steeds tempel toe gaan, want hulle het spesifieke rituele gehad wat hulle moes gedoen het in die tempel. En ons sien dit later in Handelinge, dan is die Jode so verwar, dan weet hulle nou nie meer wat moet hulle nou doen met die nie-Jode nie. Dan kom hulle by mekaar, dan sê hulle, okay, maar wat moet ons nou met die nie-Jode doen? Want onthou, die nie-Jode weet glad nie van wat om te doen nie. Hulle ken nie die maniere van die Jode nie. So hulle het nie daai rituele en daai spesifieke goeders gedoen soos wat die Jode gedoen het nie, En toe kom hulle by mekaar toe sê hulle, maar wat maak ons met hierdie ouens? Moet hulle nou begin maak soos wat ons maak? En dan het hulle vir hulle gesê, nee, hulle moet net 4 goed doen, en dit is, hulle mag nie afgoderry doen nie, hulle mag nie prostitusie doen nie, hulle mag nie eet wat verwerg is nie, en bloed, en dis waar daar staan, en dit staan 2 keer daar, en ons sal nog by dit uitkom soos wat ons deur Handelinge gaan. So, daar word nie van jou verwag as 'n Gentile, om enige van die goed te doen wat die Jode gedoen het nie, maar net interessant om te merk, dat hulle het wel na die tempel toe gegaan, en hulle het van huis tot huis gegaan, en brood gebreek, en hulle voedsel met blydskap, en eenvoudigheid van hart geniet, terwyl hulle God geprys het, en in guns was by die hele volk. So, die volk was hulle goedgesind, die volk het nie te sê, nou hulle geloof aangeneem nie, maar die volk was hulle goedgesind, so niemand het hulle verder vervolg nie. Onthou, dis waaruit ons kom. Jesus se kruisiging was vervolging van Jesus, vervolging van die leer wat hy geleer het, maar nou op hierdie stadium het hulle toe nou guns by die volk gehad. En die Here het daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. So dit is ook net van belang om te onthou, dat wanneer by die volk gevoeg word, of wanneer by die liggaam van Christus gevoeg word, hoe groot ook al jou aandeel in dit, is nie te sê dat jy dit gedoen het nie, God doen dit. God waardeer wat jy doen, maar God bring mense tot bekering. Die Heilige Gees werk om mense tot bekering te bring. Die Heilige Gees sal ook met jou werk om die regte woorde te sê, maar God bring mense tot bekering, en voeg mense by die gemeenskap, of die gemeente. Hierdie is dan nou die einde van Handelinge 2, ons sal volgende week aangaan met Handelinge 3. Lekker bly.